sien jy is klomp nuwe gesigte. Dit sal nou lekker gewees as hulle permanent hier gebly. Maar geniet ons diens saam met ons. En ons vertrou dat elkeen sal huis toe gaan met 'n boodskap in die hart. Iets wat die Here op jou hart gelê het en dat jy kan herkou na die tyd. Die mense van Springbok af, hulle, ja, toe maar wat, ek gaan nie uitbrei. Almal welkom. So, ek dink ek gaan nou vreeslik wat afkondiging sien. Ons weet nou al, elke Sondag 10:00, Woensdag 10:00, het ons lekker teaching, en Donderdag het ons lekker saam bid hier, en verder is daar nie vreeslike goed wat ek weet van. As daar is, sal ons later ontdek. Dan kom ons sluit ons oop. Vader, baie dankie by God dat ons hierdie wonderlike dag aan U kan wy. Dankie by God dat U naam verheerlik kan word, soos altyd dit moet wees, Here. Dat U nommer 1 is. Alles vandag gaan oor U, Here Jesus. En ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat elkeen wat hier sit, 'n ontmoeting, 'n vars ontmoeting met U sal hê. 'n vars ontmoeting, Here. Dankie, Here, dat U vir ons seën met so 'n wonderlike en 'n geseënde dag, so lekker dag, Here. Ons kan nie anders om bly te wees en vreugde in ons harte te hê. Ja, Here, ons los al die negatiewe goedes los ons vanmôre by die huis en ons konsentreer vandag aan Jesus wat opgestaan het. En 'n nuwe era, nuwe toekoms, nuwe lewe vir ons kom gee. Hoop vir môre. En ons is opgewonde daaroor. Dankie dat U ons diens sal seën met U teenwoordigheid, Here, ook O Heilige Gees in ons voorsang, dat U saam met ons sal wees en dat ons vanmôre sal sing en ons sal getuig en bedien tot verheerliking van God se naam. En dit wat ons doen, doen ons soos vir die Here. En dan kan daar niks anders te wees, Here, as vreugde in ons harte. Want ons fokus is op die kruis. En as ons fokus op die kruis is vanmôre, Here, dan is daar smaak in ons lewe. Daar is sout en daar is lig in ons lewe. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ons kan lekker saam sing. Ons voorsangers. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Hoor allemaal, groet mekaar, hand mekaar. Tot nieuwe mensen, soos kan hulle ook help om dit voel, groet hulle allemaal. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad.
enough. I want God's way to be my way every day. Standing somewhere in the shadows, you will Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find me, and you'll know him by the nail prints in his hands. Standing somewhere in the shadows, you will find me. It's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find me, and you'll know him by the nail prints in his hands. Standing somewhere in the shadows, you will find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find him, and you'll know him by the nail prints in his hands. You, old solid rock, Philip wat verjaar het en waar is Johanna? So dit kry jy nou weg. Ja. Johanna wat verjaar het, wie het nog verjaar? Magda verjaar vandag. Ja, ek weet nie hoe gaan julle dit sing. Maatjies. Nou sing vir die maatjies. Ja, dis hier. Johanna se verklaar. Amen. Kom ons sing vir hulle lekker saam. Veel geluk, lieve maatjies, omdat jou verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare staan. Hiep, hiep, hoera! Hiep, hoera! Johanna verjaar nie net, ons het nog getrou op hande. Ek is so opgewonde, ons gaan nou weer eet.
dit nie van my is, Berthe wat Heinz Winkler gepraat het. Vet pastoor. Amen. Nou, ons het vanmorgen, waar is my olie hier kry. Ek is nie goed gebehandel deur die Freemansie, so ek gee vandag self die kind se naam. Voor ek nog vir Philip vra, hy moet bly doen wat hy mag die kerk kom. Prys die. Wonderlik. Ja, nee, magtig. Amen. Nou kom ons vra ons inseenouers om hier voor te kom staan, Marlies en Philip. Ek weet nie wie daai ander handspekkie gaan inbring nie. Kyk, hulle hier's nou. Dis ek nou net, maar jammer, Marlies is ook van die stilste. Magtig. Nee, hulle is maar redelik luidkies. En maar voordat ons die kleintjie inbring, wil ek net ietsie sê voor die kleintjie inkom. As een vreeslike, baie belangrike beginsel. En dit is dat die ouers moet die Here dien. Verstaan jy wat die woord van die Here, die ou kleintjies mos maar vir ons geleen. Dis mos nie ons in dit. Dis vir ons geleen. Ons is rentmeesters aangestel oor elke kind in ons lewe. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor elke kind wat God vir jou geleen het. So jy kan nie met hierdie kind maak wat jy wil nie. Want pa en ma gaan eendag voor die troon van God loop staan en dan gaan God vra, wat het jy gemaak met die kind wat ek aan jou geleen het? Want ons maak ons 'n belofte. Is dit nie waar ons het 'n belofte wat ons voor die Here staan en sê, Here, ja. Maak nou die saak of dit nou inseën of dit by die enige kerk wat hulle doop, maak die saak, jy gaan staan daar voor en jy maak 'n belofte voor God en sê, Here, ek sal hierdie kleintjie in die weë van die Here groot maak. Maar dis moeilik vir iemand om 'n kleintjie in die weë van die Here groot te maak as ma en pa nie die Here ken nie. Hoe wil jy iemand groot maak in die weë van die Here as jy met 'n goddelose lewe leef? Verstaan jy, so daar's nie 'n manier dat ons 'n kleintjie in die weë van die Here kan groot maak as jy nie God se stem hoor nie. Want ons moet die Here se stem hoor. En ek is vanmôre net so skuldig, ek het 3 dogters en ek het ook net die Here se stem gehoor het. Verstaan jy, so 'n mens pluk die vrug op die einde van die dag. En dis hoekom ek vanmôre hier kan staan en ek kan met vrymoedigheid hierdie kleintjie inseën. Met die grootste vrymoedigheid, want pa en ma dien die Here. Is dit nou nie hierdie man wat daar, nou is hier 'n onderwyser wat kan beaam en sê, maar waar is hulle pa? Jy het gesukkel met die perd. Nou liever vir mamma. Ja, dit is moeilik geweest. Genoeg, daar is sy. Prys die Here man. Nou is dit nou nie 'n pragtige prentjie vanmôre. Amen. Om te sê jy's 'n man en 'n vrou wat werk, kinders wat die Here aangaan. Wie daar's geen groter vreugde in die lewe as om te weet jou kinders dien die Here. En nou weet ek, met vrymoedigheid kan ek hierdie ou kleintjie vanmôre inseën. En as hulle sê ja, dan weet ek, hulle sê ja, Here. Hierdie kinders, my kinders, ons kinders, dis al my kinders ook, want hulle is daar aan ons, dit is so lastig. So ons kinders gaan vir die Here werk. En ek onmiddellik toe ek vanmôre dink aan kom Samuel, so 'n stukkie wat sy ma gesê het, Here, hier is hy. Amen. Vat hom tempel toe. En laat hy daar in die tempel groot word. So ons kinders moet in die huis van die Here, hulle moet onder die geklank van die Here moet hulle groot word. Dan leer ken hulle die stem van die Here. Sodat as die Here roep Samuel, dan sê Samuel, hier is ek, Here. Dit moet nie 'n onbekende klank wees of stem wees. Dit moet 'n stem wees van ek ken hierdie stem, want ek het onder hierdie stem groot geword. Ek weet wie die Here is. En hier's 2 wat ek verseker weet vanmôre, hulle kinders gaan onder hierdie stem groot word. Prys die Here man.
Amen. So, Yes. daar's die manier dat ons iemand kan inseën, ou kleintjie kan inseën, as pa en ma nie die Here dien nie. Ek sal dit nooit doen nie, want ek wil die skuldig voor God staan en vir die Here sê, maar ek het eintlik gelieg, want hulle dien nie die Here nie, maar hier kan ek vrymoedigheid sê, hier's twee wat die Here dien. Amen. En nou kan ons daai klein Freeman inbring, amper sê ek om my naam. Juffrou is daarom bekommerd. Sy is bekommerd dat ek hom herdoop hier voordat sy nog. Want ons maak ons ook so 'n kaartjie wat ons uitgee en daar sal ek van my naam opsit met die ander naam. Ja, hou vas op my. Ek sal hom net daar so saam. Samuel het ook so geroer toe hy olie op sy kop gekry het. Here, kom ons steek ons hande so uit. Vader, ons prys vir 'n man, liefie kostaan nie tyd, vir 'n man en 'n vrou wat die Here dien. En ons kan vanmôre sê, dankie my God. Dankie o Heilige Gees dat U in hulle twee se lewens begin werk het. En dat daar die wind van verandering in hulle lewe gekom het. Here, 'n ou getuienis het 'n nuwe getuienis gekom word. Here, en ons vra vanmôre dat hierdie 'n huis van gebed sal wees. 'n Huis waar God se naam verheerlik word. 'n Huis waar die kinders net God se naam hoor, Here. Waar dit 'n wonderlike geur in hierdie huis sal wees. Jesus Christus is altyd welkom in hierdie huis. En daarom dra ons vir klein Elia Freeman aan U op, Here. Ons seën hierdie ou kleintjie vanmôre in. Here, ons sit hierdie ou kleintjie vanmôre op U altaar neer. En ons vertrou vanmôre o Heilige Gees dat hierdie kleintjie in die weë van God sal groei, dat hy die stem van die Here, soos ou Samuel die deur oopgemaak het vir almal om in die tempel in te kom. Here, spreek ek vanmôre hier dieselfde lewe oor hierdie ou kleintjie uit, dat hy 'n deurwag sal wees vir mense om in te kom in die heerlikheid van God. Dat die mense sal verwelkom en sal sê, ek ken die Here, kom ontmoet hom. Here, ek spreek vanmôre dat hy 'n groot evangelis sal word, my God. In 'n donker tyd wat ons ingaan, Here, sal hy staande bly, maar nie net hy, nie ook vir Boetie, ook vir ma en pa, Here, laat hulle groot getuienisse van Jesus Christus sal wees, Here. Groot getuienisse, dis 'n man en 'n vrou wat die Here liefhet vanmôre, Here. En ek is opgewonde, Here. Ek is opgewonde vir wat U gaan doen in hulle lewe, my God. Dat hulle getuienis sal wees. Ek weet, Here, oral waar hulle gaan, hoor ek van mense wat sê, Philip en Marlies het dit gesê. Here, dis alreeds so kosbaar en dis 'n mooi klank in die hemel vanmôre, my God. Dankie vir 'n engeleskaar wat rondom hulle twee is, Here, om hulle te beskerm. Dankie vir die Heilige Gees wat in hulle lewens is. Dankie, Here, vir ou kleintjie wat hulle ook vanmôre sê, Here, gee ons die wysheid, ons het dit nie. Ons dra hierdie kleintjie aan U op. Gee ons die wysheid hoe om hierdie kind groot te maak waar ons tekort kom, Here. En waar ons foute maak, vergewe ons, Here, dat ons van voor af begin. U elke keer as die klei geval het, het U die klei opgetel en U nuut begin. Here, dat ons 'n mooi basis, 'n mooi fondasie in hierdie nuwe huisie se lewe lê, sodat wat op hierdie fondasie gebou word, my God altyd sal verheerlik. En daarom prys ons U in Jesus naam. Amen. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Ja, sien. Amen. Ek sit maar hier, ek weet jy, vandag is dan 'n half kouerig.
Ons is hier so met 'n wonderlike dag, man. Weet, dis die grootste dag en seker die mooiste dag. Want dis 'n nuwe tydperk wat ons ingaan, 'n nuwe era wat ons instap. Al jou dinge het verbygegaan. Amen. Al die slegte is verby. Daar's vir ons hoop. Halleluja. Daar's vir ons hoop. En as God ons hoop is, man, dan het ons niks verder nodig. Dis ons vandaag. Dis ons huis, prys die Here. Is jy ook so opgewonde? Is dit nou net ek wat nou vanmôre hier in die gil is? Jy kan maar sê halleluja. Waar is so vrou? Magtig, jy moet daar gebring het, man. Laat sy 'n bietjie kom halleluja hierso. Amen, man. Nou ja, vanmôre praat ons wonderlik hoe die Here, ons praat ja so 'n bietjie oor die opstanding en ek dink ons weet nou al wat die Here Jesus vir ons kom doen het, maar en ons het nou al 'n tyd lank wat ons 'n bietjie praat oor die kruis. Nou ons het Vrydag gepraat dat ons by die kruis moet verby beweeg en ons moet in die graf kom dat ons daar kan kom sterwe, al die ou sleg dinge en die lelike dinge wat nog aan ons klou en die klippers weggerol. Die gees van die Here wat so kom sweef, die klippers weggerol. Verstaan jy, so ons het opgestaan. Toe jy wedergebore is, het jy opgestaan. Jy's kind van God, man. Jy is nie meer, ek hoor mos altyd die mense praat so, arme ou, man, ek is nie sondaar. Nee, ek is nie sondaar. Ja, ek doen nog baie sonde, ek doen nog baie verkeerd. Verstaan jy, 'n sondaar is iemand wat nie Jesus ken. As jy die Here aangeneem het, sê die woord, jy kan nou kind van God genoem word. 'n Sondaar is iemand daar buite wat niks met God te doen wil. Dis 'n sondaar. Ons is vol sonde nog, vol tekortkominge, maar ons is nou kind van God. Hoekom? Want die klip is weggerol. Ja, die Here het vir ons 'n geleentheid in lewe gegee. Die klip is weggerol, ons het lewe, man. So wat die wonderlik van alles is nou, verstaan jy, jy het nou wedergebore en die klip is weggerol en jou doeke is afgehaal, maar verstaan jy, daar is nou nog 'n proses wat ons moet deurgaan. Ja, jy is gered as jy by die Here bly, verstaan jy, jy by sy voete bly en jy vat hierdie oorwinning, man. Dan weet ons van die Heilige Gees is die seël op jou redding. Verstaan jy, maar jy moet by sy voete bly. Verstaan jy? So hierdie opstanding moet deel van jou lewe raak. Jy moet weet, ja, maar Here, ek weet, man, ek weet wie ek was en ek weet nou wie ek nou is. Verstaan jy, maar daar's nou 'n proses wat ons moet deurgaan. Want jy sien, ons gaan in donker tye in die lewe in. En God wil nou iets nuuts maak. Hy is nou besig om leiers op te rig. Verstaan, jy kan tog nie 'n leier wees as jy in die graf is nie, man. Jy kan nie 'n leier wees as jy in die wêreld is nie. Dis nagemaakte leiers, dis leiers wat net rondom hulle eie koninkrykie bou. Maar as jy in Christus 'n leier begin word, dis waar die geheim lê. Nou wat vir my baie, baie kosbaar is, ons lees van die woord van die Here en daar is 1 Samuel, daarvan 1 Samuel 13. Die hele stuk praat eintlik maar van wat ou Samuel so hartseer geword het. Netjie die suiker. Wie is hierdie pannekoek verkoop as jy voor? Nou is my mondjie weer droog môre. Maar ons lees daar die woord van die Here waar die volk gekom het, die Israeliete. En hulle het nou gesien, ek dink jy het baie gehoor, maar ek wil net na 'n punt toe beweeg. Moenie nou tog sê ag, daar begin jy alweer met 'n ou storie. Ek wil net na 'n punt toe beweeg. Die Israeliete het altyd onder God gebeweeg. Hy was koning. Hy het hulle geheers. Hy was in beheer van hulle lewe. Hy was in 'n wolkkolom in die dag, vuurkolom in die aand, oral waar hulle beweeg het. Hy het die koning van die konings. Kan jy 'n beter koning? Is daar in hierdie lewe 'n beter koning? Nog nooit nie, man. Maar vir hulle besluit hulle, nee, maar hierdie koning is nie goed genoeg nie. Ja, die Jode, hulle is nog altyd so arrogant. Moenie van hulle miskyk nie. Hulle is vir ons as kinders van die Here glad nie goed gesind. As wedergebore, ons moet bid vir hulle, dat hulle mind kan change, maar hulle is vir wedergebore kind van God glad nie goed gesind. Kyk maar so 'n bietjie op die TikTok en die video's en die goeie. Hoe spoeg hulle in 'n vroue en manne se gesigte en hoe klap hulle. Hulle is eintlik verwaand en arrogant.
dis 'n Jood. Buiten dat hy nog vrek oor geld ook, dis 'n Jood. Verstaan jy? Want hulle dink hulle besit alles in die lewe, maar hulle mis op een ding, hulle het nie Jesus Christus nie. Israel het nie Jesus Christus nie, want hulle verwerp die koning van die konings. Hulle glo in God, maar hulle verwerp Jesus Christus as verlosser. Die een wat gekom het. Want jy sien, hulle sit te dink aan 'n ander koning. Net soos wat hulle daai tyd gedoen het, hulle soek 'n koning. Hulle soek 'n koning. Die koning, Jesus Christus, is nie goed genoeg nie. En Samuel kom voor die Here en hy begin huil. Hierdie man wat weet wie die koning is, man. Want Samuel het in die huis van God groot geword. Hy ken God. Hy weet wie dit. En hy kom voor God en hy begin huil. En hy sê, Here, hierdie volk soek 'n koning. Hulle soek 'n menskoning. Hierdie klomp heidense mense soek 'n menskoning. Hulle verwerp U as koning. Hulle soek wat die heidene het, soek die koning, die volk van God. Die heidene het 'n koning, 'n vleeskoning. Nou soek die kinders van God soek 'n vleeskoning. Kan jy dit nou meer? Maar God so teenwoordig. Ek bedoel ek sit te dink baie daar. As ek saam met hulle moes beweeg en jy hier kom uit 'n rots uit water en hier kom manna en hier kom kwartels en jy sien hoe God voorsien in hulle behoefte. Hoe verhard moet 'n mens se hart wees dat jy 'n ander koning soek? As jy sien die Rooi See gaan oop, verstaan jy sien al hierdie sigbare dinge en jy weet maar dis God wat hier is, man. In die tempel, in die teenwoordigheid, hulle voel, hulle beleef en hulle soek nog altyd 'n ander God. Is dit nie verskriklik vanmôre? Ons kan so sê, is vandag weer so. Dis vandag weer so. En Samuel huil voor die Here. En die Here sê, Samuel, gee vir hulle. Sal vir Saul. Gee vir hulle wat hulle soek. Gee vir hulle hierdie vleeskoning. Hierdie menskoning. Hulle is nie tevrede met God nie. Hulle is nie tevrede met my nie. Hulle is nie tevrede met dit wat ek vir hulle doen. Hoor so 'n bietjie mense in ons eie lewe. Hoeveel keer is ons tevrede met dit wat God vir ons doen? Die feit dat ons vanmôre hier so staan en dit kan geniet, die opstanding van die Here Jesus Christus. Verstaan jy? Ons vat dit as normaal. Dis maar net, wat is 'n nuwe dag? Ag, dis Paasnaweek. Nee, dis 'n spesiale dag. Dis iets spesiaal. Verstaan jy? Vir my is dit nie net sommer Paasnaweek. Vir my is dit man, daar's lewe. Jy sê ek is so opgewonde. Verstaan jy, as ek in die oggend opstaan, dan is ek opgewonde want dis 'n nuwe dag, Here. En die feit dat ek my oë kan oopgaan. Want ons is gister by mense gewees. Deur my trane het geloop. Ek het vir hierdie ook gebid, maar dit het ek sal huil in my hart eintlik oor. Here, hoeveel van mense in hierdie dorp is besig om te sterwe sonder Jesus Christus, wat hom verwerp het as koning, wat 'n wêreldse koning gesoek het, die Satan en sy demone, hierdie wêreldse God, dis wat hulle najaag, dis wat hulle soek, dis wat hulle begeer. Is dit die verskriklike mens? Ons soek hierdie koning, ons verwerp Jesus, ons soek hierdie wêreldse koning, en ons volg hom, ons hardloop agter hom. Ons is begeerlik, want dit is lekker, man. Sonde is ons lekker, en hy verduister die oë van die wêreld, sodat hulle kan sien hierdie breë pad wat hulle oploop, en hulle is besig om te sterwe sonder die Here Jesus Christus in hulle lewe. Want die kerke, baie kerke, maak ook jou oë, want jy sien die vyand, die Satan en sy demoniese mag het die kerk al ingesuipel, en hy maak die kinders, maar daar sit mense se oë verduister hulle, sodat hulle nie kan sien. Maar hierdie is 'n valse godsdienst, of hier's mense wat besig is om vir jou in die hel in te sleep, man. Verstaan jy? Hey man, ek raak opgewonde as ek weet daar's ten minste 'n prediker nog iewers daar wat die waarheid van die Here deurgee, man. Hey, man, dat die spookspad, man. Dat die spookspad, en ek dans vir die Here, man, daar vreugde in my hart, man. En ek spreek dit aan nou. Ek spreek hom aan, sonde mense. Ons moenie dat die vyand ons kom beroof en ons harte beroof
van God af, man. Want daar gaan 'n uur en 'n oomblik kom, wat ons voor die troon van die Here gaan staan, en ons gaan vergeet daar, jy sal nou preek, maar ons gaan vergeet, dat God het die graf vir jou oopgemaak, sodat jy vir hom kan geniet, man. Maar die vyand kom, en hy sê, ek soek 'n ander koning, en God sê, vat daarso. Jesus, mense het jy al in jou hart beleef, wat God op daai oomblik moes gevoel het. Die mens wat ek gemaak het, verwerp my. Ja, mense, God wat jy sien, waar het sy volk in slawerny sit. Verdie, hy hoor hulle weeklik, hy hoor hoe huil hulle. Ons vandag, hoeveel van ons sit nie in slawerny van sonde nie, man. Ons sit daar, hy hoor hoe huil jy, maar ons is nie bereid. Hy is bereid om jou enige oomblik uit jou omstandighede. Wie God sal alles in sy vermoë doen om jou uit te red uit jou gevaar. Alles in sy vermoë. Dis hoekom Johannes 3 vers 16 sê, ek het my enigste gebore seun. Jy my mense, lees mooi, ek het my seun gegee om verneder te word. Hy was deel van die skepping gewees. Vader, Seun, Heilige Gees het om 'n tafel gesit toe jy gebeplan is. Hy sê in jou moederskoot was ek betrokke gewees. In alles, verstaan jy, hierdie wonderlike God was daar gewees en hy het jou begin vorm en die volgende oomblik dan verwerp jy hom. Dis soos 'n kind wat sê ek wil niks met my ma te doen hê. Ek wil niks met my pa te doen hê. Verstaan jy dit? Dis hoe dit vir God moes gevoel het. En 'n ouer se hart breek. Ek weet God se hart het tot daardie oomblik gebreek. Toe die wêreld 'n ander koning soek, hy sê vat daar Saul. En Saul stel te leer. Stel te leer. En weer eens begin huil op Samuel voor God. Want hy sien en hy weet dat hierdie koning wat hy weet nie moes aangestel gewees het nie, want daar was 'n God wat volmaak was, wat betrokke was by sy mense. En hier's 'n koning wat soveel voel, hy bou sy eie koninkryk, maar omdat ons God verwerp, laat God dit toe. Romeine 1 sê, ek sal julle oorgee in begeertes van julle harte. Verstaan jy wat in jou hart aangaan? Ek sal vir jou oorgee in die begeerte van jou hart. Jy kan gaan mors met sonde, want jy wil met sonde mors, mense. Ek vertrou so die Here Jesus Christus, dat ons oë vanmôre sal oopgaan. Dis nie net 'n Paasnawe diensie, man. Dis 'n afspraak wat jy het vanmôre met 'n lewende God vanmôre, mense. Ons het 'n afspraak met 'n lewende God. Moenie rondom ander goeders kyk in dienstyd. Ek het nie tyd vir hierdie godsdienstigheid nie. Jy het 'n afspraak. Hey man, halleluja. Wees met jou opgewonde, man. Om te kan weet hier binnekant. Jy, my God is vanmôre hier. Hy's hier. Hoor net. Hy klop vanmôre. Hey, vrystere. Moenie laat Samuel weer moet hy oor 'n koning wat in jou lewe aangestel is. En die Here sê vir hom, Samuel, hou op ween. Waaroor sit 'n chunk jy nog oor Saul? Oor hom weggejaag. Ja. Hy sê daarso. Ek dink is in 1 Samuel. Ek dink dis so 1 Samuel 16 jaar. Vers 1 sê hy sê, hou op chunk, man. Hou op huil. Want die koning, Saul, het vir my gesê, voortset. Ja. Hy het vir my gesê, ek het jou nie meer nodig nie. Ek het jou nog nooit nodig gehad nie. Ek is koning. Jy. Ons kan vanmôre sê, Saul, wie van ons? Wie sê van ons vanmôre vir God, ek het jou nie meer nodig nie. Jy kan maar gaan. Jy kan maar gaan. Ek sal op my eie staat maak. Op my eie krag sal ek staat maak. Die lewende God, wat lewe en dood in sy hand hou vas. Wat lewe en dood in sy hand hou vas. Sê jy vanmôre, ek het u nie nodig. Baie dankie vir tot nou toe, maar ek is nou alright. En dan lees ons daar wat vir my so kosbaar is. Hy sê 1 Samuel 13 vers 14, hy sê, die Here het vir hom 'n man na sy hart begin soek. Saul is gekies deur die Jode, deur Israel,
Nou sê die Here Jesus, ek gaan nou begin om 'n man na my hart te soek. Iemand wat my ken. En dis wat ons doen. Meneer Freeman, hy weet nog nie van alles nie. Daai Bert weet miskien ook nog nie van alles. Baie van ons wat hier so sit vanmôre mense, weet nie dat God is besig om 'n man en 'n vrou na sy hart te soek. Besef jy dit vanmôre, dat God is besig om 'n man en 'n vrou wat na sy hart is besig om hom op te rig, om vir haar op te rig. Is dit nie wonderlik? Jesus, ek is opgewonde man. Ek weet nie vanmôre, ek weet nie wie dit is nie, ek weet nie hoeveel nie, maar ek weet dat God is besig om vanmôre manne en vroue op te rig. Jy weet dit miskien nog net nie. Dalk is dit jy wat met wie God 'n afspraak vandag het, of iewers in hierdie lewe 'n afspraak gaan hê, wat God gaan gebruik. Jy het teruggesit, man, ek is die laaste een wat so ooit in my lewe gedink het, Here, dat ek hiervoor in 'n kerk so te kere sal gaan, nog nooit. Ja, as ek vol wyn is in 'n bar, dan is my bek groot, maar nog in 'n kerk, nog nooit, Here, dan is my mond so stil, dat, hoe het hulle altyd gesê, hoe sê hulle, die kraai jou tong gevreet, of weggevat, of gesteel, of iets. Maar ek weet, hy is nie daar, maar nou is hy weer terug. Hy is weer terug in my mond. Halleluja. Maar ek het dit nie geweet nie. Verder ek het dit nooit geweet, dat God deur omstandighede Talimari, deur omstandighede in ons lewens, wat jy loop. Man, die mens sien, die Here sê vir Samuel, asseblief, hierdie man na my hart, moenie na die uiterlike kyk nie. Kyk na die innerlike. Kyk daar die vrug van die Gees. Kyk na die liefde. Kyk na die omgee. Dis daar die man wat ek gaan soek. Verstaan jy? Nie valse liefde nie. Nie hierdie skynheilige liefde nie. Hierdie nagemaakte liefde. Maar opregte liefde vir God. Opregte liefde vir die naaste. Opregte liefde vir die huis van die Here. Dis daar die man. Man, yes man. Wie is hulle so om uitdop? Verstaan jy hier in die gemeente? Maar as hulle so uitdop, dan check ek, yes, dan is ek opgewonde. Dis ek, Here, hier's een. Ek hou hom al kan in die versier. Ek check hom. Hy's in die vergrootglas, Here. In die teleskoop. Ek het net nie geweet nie. Ek is nie seker gewees, maar hier kom hy. Hou Philip. Ja, ek het gedog, hy sal nooit in die kerk. Kyk nou hy is die hardste in die kerk. En moenie sy chobby daar laas, maar hy's net so. En moenie vir Babie hier weggooi nie. Sy's net so, hulle gaan te kere hier. Hier's nog, ek wil hulle maar net nie so almal in die lig bring. Maar hulle was almal in God se versier gewees. Amen. Yes. En verder moenie jy so hard amen, jy so nie. Halleluja man. Yes, wat 'n groter vreugde is daar in die lewe. As God iemand oprig en jy sien man, kyk net hierso. Hy word begin polish. Ja, soos gister met die pastoor se skoene, met die polish storie. Mense, kyk tog my vel skoene. Dink aan my ook. En dan dink julle ek trek hierdie goed aan mekaar elke Sondag aan so val. Kyk af, nie net op nie. Halleluja. Jesusie, magtig. En ek like van hierdie hemde. Ja, ek gooi maar sommer so deur. Hoe staan ek sien jy dit mooi aan. Halleluja. Ons het nou dieselfde liggaam so. Prys die Here. Verstaan jy hoe wonderlik mense as iemand die Here begin dien. Amen. En jy sien, ons loop mos so. Maar as Jesus in jou lewe inkom, daar's daar 'n flikker. Daar's 'n verandering. Jy man, dit wat jy praat is anders. Dit wat jy dink is anders. Jou redenasie, jy het sommer so, jy het nie meer daai slang loop, daai beroerte. Amen. Halleluja. Dis wat die Here maak. Daar's 'n huppel teen die stap hier. Dis wat die opstanding maak. Wie wat mooi is. Ons dink altyd, dis hierdie ouwe se Christen, of daai vrou. Dis wat gebeur het. Die Here sê, Samuel gooi en dis daai horings wat hulle is, ek weet nog nie wat se horings hulle, hy sê, maak daai horing vol olie. Jy het 'n job om te gaan doen. Jy moet vir my hierdie man na my hart gaan salf.
Samuel weet nie wie is dit. Nie eers die perd wat gesalf word, weet dis hy nie. Nie eers sy familie weet dis hy nie. Maar hulle skrik hulle vrek. Onthou, as 'n man van God kom instap, iewers, veral 'n profeet van daai tyd, dan sal hulle is aan die bewe, daar senuwees. Verstaan jy, want hulle vra me, is u die draer van vrede vandag? Kom u vandag in vrede, Samuel? Die hele dorp skrik hulle vaal en flou. Ja. Dis senuwees. Hy sê vrede. Shalom. Halleluja. Amen. Shalom. Yes. Ja, vrede man. Prys die Here. En Samuel kom en hy sê, ek is hier om 'n fees te kom vier, 'n fees te kom hou. Wat hy eintlik sê, ek moet 'n man kom salf. Yes. En hy sê, kry julle gereed, want daar was in daai tyd, voordat jy 'n fees hou, moet jy jou eers gereinig het. Jy moet jou skoon, jy moet jou geestelik voorberei en reg kry, voordat jy deel van hierdie fees kan wees. Jong, en hulle paint en hulle poeier. Eers, ek glo nie, daar was maskara daai jare nie. Hulle het seker net met beesvet of iets ingesmeer. Wie weet hierdie maskara saak is daarom 'n doodse saak. Moenie weer gee nie. Moenie vir Christine verder vertel. Bier vir ons asseblief. Dis ek wat sou. Nou stuur pitchpekkies hulle vir my. Kyk hier. Op hierdie sokkies. Staan daar. Kry vir hom die remote. If you can see this, get it. As jy kan dan lees wat hier staan, bring die remote. Oor haar. Ek sit en wag in die lazy chair, want sy is besig, nou moet ek die remote gegee word. Die mense dink ek doen dit. Verstaan jy? Yes, mense, want dan 'n bietjie dan vreeslik. En die mense vals beskuldig word. Maar ons kom terug by die punt. Weet jy, en hier kom ou Samuel, hy sê, kry julle gereed. Want hier moet iemand gesalf word vandag, wat 'n man na God se hart is. Yes, en Dawid se pa en se broers, hulle begin polish. Hulle begin hulle gereed kry. Hey, dis gou daar in die was kom en ek weet nie hoe het hulle gewas het, maar maak nie saak of met die lappie afgevee. Maar hulle kry hulle gereed. En onthou dis nog bruinkrem. Is dit noem jy Brilkrem. Brilkrem. Ja, daar weet jy. As jy hom so gooi, hy staan en glins so. En as jy hom so dan lê hy so. En jy hom so dan lê hy so. Halleluja. En die staalkam sit in die sokkie. Hulle het van 'n gereed gekry vir hierdie. Ek bedoel, hier word 'n koning gesalf, 'n nuwe koning. Verstaan jy, so jy gaan vir jou mooi maak en jy wil 'n goeie indruk skep. Dis ek. Dit moet ek wees. Verstaan jy, 7 broers wat teen mekaar kompeteer. Dit moet ek wees. En hier kom Samuel in en hulle vat hulle so een vir een. En die Here sê, nie daai een. Ek dink hier by nommer 6 het Samuel gewonder, "Jo, Here, is ek by die regte huis?" Ja. En met die 7de een toe sê die Here nog altyd, dis nie daai een nie. In die volgende oomblik vra ou Samuel vir Dawid se pa, is dit al seuns? Hoor mooi vanmôre. Is dit al seuns? Hy sê net daar's nog een in die veld, die jongste. Verstaan jy daai verwerkte ene? Daai ene wat nie raak gesien word. Niemand het 'n moer skelp hom. Hy's net afwesig. Hy's asof hy soos 'n hond is in die huis. Hy's afwesig. Niemand raas op hom. Nie daar by die eettafel sal vir 7 gedek word. Hy moet kry vir daar 'n stoel. Jy ken mos daai mense. Jy's in die huis, maar jy's ook nie in die huis. Jy's in die kerk, maar jy's ook nie in die kerk. Jy's in die gemeenskap, maar jy's ook nie daar nie. Jy word nie gereken nie. Jy word nie raak gesien nie. Dis hy. En dis hoekom die Here vir ou Samuel sê, daar's nog een. En hy vra, is daar nog een? Ja, daai ene. In die samelewing mense, sit hier horde mense, duisende mense,
wat in stille verwerk word. Jy word nie raak gesien nie, jy word nie erken nie, maak nie saak hoeveel jy doen nie, dit is net nooit goed genoeg nie, verstaan jy? Voel jy vanmôre, jy's dalk een van daardie wat uitgewerk word, jy's die middelkind van die gesin, almal, verstaan, gelukkig is jy mos dan net die eerste en die tweede, moenie na Nico luister, nog 'n derde, want dan raak het 'n middelkind. Dit was altyd die middelkind wat, verstaan jy, ek sê nie altyd nie, maar in die meeste gevalle. Of maak die saak hoe jou huisgesin lyk. Partykeer is dit so dat jy misgekyk. Onthou wat ek sê vanmôre. God is besig om 'n man na sy hart, 'n vrou na sy hart voor te berei. Hou dit in gedagte. So die feit dat jy verwerp word, nie raak gesien word in jou gesin nie, is dit nie waar God besig is om in stilte sy man en vrou van God voor te berei. Amen. Halleluja, natuurlik man. Amen. Natuurlik. Jy beleef dit. Jy ervaar hierdie verwerping. Jy sien jy's geen erkenning vir my nie. As mense verhoging kry, dan kry jy nie verhoging nie. As jy ander kry die pos waarvoor jy al jou vrek gewerk het vir jare en dan kry hierdie een wat nou begin en kry die job. Hey, verstaan jy? Dit maak iets in 'n mens, dit breek iets in 'n mens. Min wetende dat God is besig om 'n man en 'n vrou na sy hart voor te bring. Yes. Amen. Jy sit te huil oor hierdie gemors man, oor bevordering en erkenning en jy raak al people pleaser om mense tevrede te stel. Hou op, stop daarmee vanmôre mens. God is besig om vir jou voor te berei vir iets baie groter in die lewe as hierdie wêreld se erkenning. Los dit. En toe Dawid kom instap, toe sê die Here, staan op, Samuel, dis hy. Yes. Staan op daar, Samuel, dis die Here. Hoor hoe mooi. Hierdie erken in stilte voor God se voete te sit in die veld. Hy ken. Hy weet hoe voel dit om verwerp te word. Hy weet hoe voel dit om nie raak gesien te word in die lewe nie, want hy is in die veld. Hy weet, aan die eettafel praat almal onder mekaar met mekaar, maar hy word eenkant gesit, niemand gesels met hom nie. Hy is nie goed genoeg nie. Verstaan jy? Want die woord sê hy is nog rooi en hy is nou maar pragtige oë. Daar's 'n rede, rooi met pragtige oë. Waar lê jou vreugde? Kyk na iemand se oë. Want jou oë straal vreugde uit, jou oë straal hartseer uit. Verstaan jy? Die flikkering kom terug in die oë. Jy kan sien wat in die hart aangaan deur in iemand se oë. Dis hoekom die woord sê, maar hy het mooi oë gehad. Mooi oë want hy ken God. Ja. Hy ken God. En toe hy instap te sê, "Sal." Maar wie wat vir my vanmôre lê die catch. Ek het ook klomp goed ooit geraak. Die catch lê vanmôre in, maar ek het mos altyd 'n hoogtepunt. Ek het altyd 'n hoogtepunt. Die woord van die Here sê, hy's gesalf op daardie oomblik as koning. Op daardie oomblik is hy die nuwe koning. En weet wat gebeur? Hy gaan terug skaap. Die koning, die nuwe koning van Israel, gaan terug skaap toe. Dis nog nie sy tyd. Ja, Jesus Christus word gebore en God vat hierdie man, Dawid, en hy gaan sit hom in die skaap, tussen die skaap. Hy gaan steek hom daar weg. Hy gaan steek hom daar weg, want is nog nie sy tyd wat hy die troon moet betree nie. Jesus Christus word vir 30 jaar in 'n timmerhuis groot en hy word weggesteek as die koning van die konings. Hy word weggesteek vir 30 jaar. Eers toe die Heilige Gees van God oor hom kom en dat die olie van die Heilige Gees hom salf, toe begin sy bediening. Vir 30 jaar. Dawid word weggesteek agter die skaap, want jy sien, Saul is nog koning. Hoor mooi vanmôre mense, hier is iets baie besonders.
Hier's 'n man wat God ken, maar sy tyd het nie. Want op daardie oomblik toe koning Dawid gesalf word as koning, toe vaar die bose gees binne in Saul. Op daardie oomblik, toe vaar 'n bose gees wat deur God gestuur is in Saul. Ja, ongelukkig is hy nog koning, maar sonder God. Ja. Hoor jy so mooi? Ou Dawid is 'n voorloper van Jesus. Profeties. 'n voorloper van Jesus Christus. Die koning van die konings word nog weggesteek. Hy weet hy's die koning. Maar ongelukkig hier op aarde is Satan met sy bose nog besig om te regeer as koning, maar hy is eintlik nie die koning, want Kolossense sê vir my baie mooi, hy's geontroon, Yes. hy's uitgeklee, hy's uitgetrek, hy's niks meer nie, maar omdat die wêreld 'n ander koning gesoek het, volg hulle hom nog blindelings. Blindelings. Net ek en jy, ou Dawid, weet toe die bose gees in binne in Saul ingegaan het, verstaan jy, toe begin manifesteer hierdie ding, dat hierdie Saul wil van sy kop afraak. Maar een, en in plaas van vergifnis soek by God mense, toe hardop hy en hy soek musiek, want musiek kan ons nou vir jou gemoed bestreel. Verstaan jy, musiek maak maar so kastig jou lewe rustig. Maar musiek sonder God is dooie musiek. Verstaan jy? So, maar neem plaas van na die Here toe hardloop, toe soek hy 'n koning. Ons weet van iemand wat vir u kan bietjie kom musiek maak, dat jy net moet rustiger voel. Verstaan jy, want hier as 'n bose gees in jou lewe ingemanifesteer het, dan's daar vrees en bewering en bitterheid en kwaad en al hierdie dreig goed. En jy hardloop rond en jy weet nie waar om te gaan nie. Verstaan jy, in plaas van 'n stuur om terug Christus toe. Toe sê ons weet dan van iemand. En Dawid het nie 'n probleem nie, want hy ken God. Yes. Hey, Psalm 8, Psalm 19, Psalm 23, Psalm 29. Hy sit 'n speel vir Saul op die hart. Hy is die een wat die musiek ken. Want hy baie jare agter die skaap. Hy ken van rustigheid. Hy ken van vrede, buurman. Nee, jy hart op die rond en benoudheid. Hy ken van vrede. Ja, mense. Op 'n dag, daar gaan 'n dag kom. Die koning van die konings het opgestaan. Maar niemand het hom raak gesien, want hy word nog weggesteek. Dis net seker is wat hom soek en wat hom sien. Daar die skaapwagters. Daai wat nie erkenning kry nie. Daai wat 'n soekende hart het. Hulle weet hy's klaar koning. Dawid is klaar koning. Hulle weet dit. Ons as kinders van die Here, want die gees van die Here het ons oopgemaak. Hy's klaar. Jesus is klaar koning. Maar die wêreld erken hom nie as koning. Maar op 'n tyd, dan gaan hy nie meer weggesteek word nie. Dan gaan hy kom, en sy koms is baie naby, dit is nie baie ver nie, waar hy sy voet op die Olyfberg gaan sit, en dan gaan hulle sien, hier staan die koning van die konings. Hey! Wat op met klap, maar jy kan met hom klap, man. Halleluja. Prys die Here. Daar staan hy in sy grootheid. Hier staan hy. Hy is weggesteek. Die Satan het probeer verduister. Satan het hulle weggehou. Verstaan jy? En hulle blindelings. Hulle moes gedurig wêreldse goed gesoek het om hulle gemoed net te streel en die senuwees en die spanning onder bedaring te kry. Hey man, ou Dawid, ek en jy is kind van God. Ek is jou bly. Ek is nou vandag vir ek taal. Amen. Jy, halleluja. Musiek is in my hart, man. Hey, of ek sal vir jou op daai ding opspeel soos hy sal vir jou soos kind, soos Constantina as ek hier wegtrek. Prys die Here, man. Want daar is vreugde in ons harte. Verstaan jy? En ons is daai sout, ons is daai ligmense vir hierdie mense wat vol met hierdie verduistering en te sê Jesus, hierso kom hier. Ja. Ek stel vir jou voor aan die koning wat nog net nie gewys is. Hy leef, hy weet. Hey, maar eendag staan hy voor ons. Hey, prys die Here.
dan weet ons, hy het opgestaan. Elke Jood sal getuig, elke Israeliet, elke heiden sal getuig, waarlik. Ja. Kom ons terug, Romeinse soldate, moenie hoor en ek gaan nie nou verder preek, ek sien. Wat sê hy? Waarlik, hy was die seun van God. Ja. Die wêreld sal uitroep, waarlik, dit was die seun van God. Die koning het hom openbaar. Toe Saul in sy swaard val, toe staan die koning op. Daar, 'n man wat deur God voorberei is. Hoor mooi, God is dalk besig in jou lewe, moenie murmureer. God is besig om jou op te rig. Die storm wat jy deurgaan, jou omstandighede, hoe duister, God is besig om jou op te rig vir die regte tyd. En ek glo dis nou. Want nou op hierdie oomblik is dit die donkerste tyd vir die kerk. Ek en jy is die lig. Ons dra die gees van die Here in ons. Mense, ons kan nie as kind van die Here ook bedroef lyk. Nee, ons verwag iemand. Ons weet hy's gesalf. Ons weet hy's koning. Die Heilige Gees het op hom daai dag wat hy daar gedoop en opgestaan het. Toe sy gesalf en sy Vader roep uit die hemel, dis my seun. Dis my geliefde seun. Jetse mense. Dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Hy gaan opstaan. Hy het opgestaan. Hy gaan tevoorskyn kom wanneer mense dit die minste verwag. Maar ons is ons geleer. Amen. Staan op, man. Maak 'n verskil. Amen. Amen. Ek is op tyd. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie. Baie dankie dat ons as u kerk, elkeen wat hier sit, as u liggaam, ons wag. Ons wag vir die tevoorskynning van hierdie Jesus Christus, wat ons reeds in ons harte beleef. Vir ons wat 'n pad met u stap. Ons wandel en ons wee is Jesus. Ons praat is Jesus. Ons getuig is Jesus. Ja. Want wat kan ons anders te sê? Want ons borrel van Jesus. Ons verheerlik u naam, my God. Here, mag u teenwoordigheid vanmôre afsmeer in elke een wat hier sit. Dis nie net 'n opstandingsdiens. Nee, Here. Dis baie groter. Baie groter. En al is dit 'n tyd wat die kerk in 'n donker oomblik ingaan, is ons die ligdraers. Want u skyn deur ons. U wil ons gebruik. U wil vir mense sê daar's hoop. Ek prys u daarvoor, Here. Jesus, want ek weet waartoe ek op pad is, my God. Ek worry nie. Ek gee nie om nie. Ek weet waartoe ek op pad is. Maar terwyl ek hier is, Here, en ek bid dit vir my gemeente, vir elkeen van ons, terwyl ons hier is, Here, dat ons u opsoek, Here, dat ons ingeplak is, elke dag by u, my God, vir krag. Krag, yes, Here, daarvan het ons so baie nodig. Krag en deursettingsvermoë, om vas te bly, Here. Ja, Here, ek dink partykeer kry ons in ons huise meer beproewing en verwerping, soos ou Dawid, as wat ons daar buite kan kry. Vader, spreek aan. Die wat geblink, gekleer en gepouts is, Here, die kuiwige kamers, Here, dis nie wat gekies is. Nie daai godsdienstig is nie gekies. Nie daai wat so skynheilig oor u praat. Daardie een wat u in die veld voorberei het in stilligheid. Daardie een, Here, wat bereid was, daarom saam met u in Getsemane te sit, en van hierdie bitter beker te drink, wat bereid was, soos wat die woord vir ons sê, ek dink is in Psalm 34, ek sê seker die Here wat hy sê, in die 4 van die lende is hulle gevorm. Daai manne, Here, maar ons hoef nie vanmôre bekommerd te wees nie, want die een wat vir ons die beker aangee, om hierdie bitter beker te drink, in hierdie seer, want daar was seer en hartseer en verwerping, en alles was in hierdie beker gewees.
Maar die een wat vir ons vanmôre hierdie beker aanbied, Jesus Christus, is ook die een wat hierdie beker hou vas. Ons drink nie alleen nie. U hou vas vir ons hierdie beker. So as ons deur hierdie verwerping gaan vanmôre met God, as ons teleurstellings deurgaan, Here, U het dit voor ons deurgegaan. U het dit in die hoogste graad deurgegaan. Die koning van die konings is verwerp. Want daar is 'n ander koning op aarde wat sê julle almal, ons almal is gode. Wat ons wil verhoog. En U, die koning van die konings sê, jy moet nederig wees. Laat drink ons, Here. Dis maklik om vanmôre te sê, Here, vorm my en maak my. Maar dis 'n ander saak as ons in Getsemane sit, Here. En ons trane loop saam met U. En daardie bitter beker kom ook by ons verby. Maar nadat elkeen hierdie beker gedrink, ek dink weer en as op Dawid, en ek dink aan nou Job, Here, en ek dink so aan nou Petrus, ek dink aan hierdie manne, Here, toe daardie beker klaar gedrink is, en God hierdie man, wat na sy hart is, deur hierdie vuuroond gevat, toe kom 3000 tot bekering. Yes. Toe die gees van die Here begin werk. O Here, toe skryf Dawid amper die hele psalms, Here. En hy loof en prys U. O Job, verheerlik U. Ja, dankie Here. Dankie my God. Want dis hoe 'n man en 'n vrou gevorm word. As ons toelaat, gaan eers terug skape toe. Jy is klaar gesalf. Op die regte tyd sal ek vir jou aan die lig bring. En sê, hier's my nuwe koning. Hier's die nuwe koning. Here, U het ons gestuur, my God, om mense uit hulle omstandighede uit te help. Elke een van ons wat wedergebore is, Here. U het ons gestuur om mense te help wat vassit in die kettinge van hierdie wêreld. Gee ons daardie wysheid, Here, die nederigheid voor U, my God. Ja, Here. Nooit verhoog nie, al weet ek is gesalf as koning. Het ook Dawid nog altyd sy plek geken voor koning Saul, want hy het gewag op die Here. Dis 'n man en 'n vrou van God. Ek prys U in Jesus naam. Amen. Jy wil vir my gou help met die nagmaal. Kom vir ons wat voor ons. Philip, doen vir ons die gebed vir die tafel. Dan Here, die spesiale dag soos die Here. Almal vandag by mekaar kom. Dat ons almal saam kan wees vandag, Here. Dankie Here, U so 'n besonderlike, pragtige spesiale dag het so vir ons elkeen. Dankie Here vir almal wat hier is, Here. Dankie Here vir die liefde, die vreugde, vir die vrede wat die Here vir ons gegee het. Daai saligheid wat die Here vir Dawid gegee het, op buite. Soos daai saligheid kan ontvang. Dan die boos die duiwels op ons jaag, Here. Dat hy vrede kan hê. Here, dankie vir alles. Dankie, Here. Dag vir die Here. Dankie dat ons almal die Heilige Gees kan hê soos vuur in ons kan wees, Here. As dit vuur kan hê, Here, elke dag, daar ons gaan, daar ons is, Here. U ons kan beskerm, Here.
U saam met ons nou lees, Here. U ons hand aan hou vas, Jesus. Dat ons nie hoef te vrees nie. Hou ons gaan bekommerd te wees. Soms is ons baie bekommerd, Here, oor dit wat ons doen. En dan weet ons nie waar ons gaan nie, of dat geldsprobleem is, Here, of werksprobleem is, Here, maar ons moet net weet en vertrou aan die Here. U daar is vir ons. U het 'n plan met ons. Al het 'n plan met ons, Here. Dank U, ons aan U, dat ons hier kan wees. Dank Jesus. Dank Jesus vir die liefde wat U het. Die onbeskryflike liefde. Dank U, Here, dat ek ook kan sien dat die Here daar is vir ons. Geen mens dit kan doen, maar net wel Jesus Christus. Dank U, Here, vir die dag stuur. Amen. Amen. As ons vanmôre deel van hierdie brood, onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Onthou wat hy vir ons gedoen het, sy liggaam wat vir ons gebreek is. Prys die Here. As ons die wyn drink, onthou ons die bloed wat deur daai wonde gevloei het, sodat ons vanmôre genees kan word en kan opstaan as konings. Halleluja! As daar iemand is wat van die glas wil hê, kan jy maar net so hand opsteek.
keer vandag het ons al gesê, dankie vir die voorreg. Weer eens, Here, dankie dat ons by mekaar kan kom, Here, om te onthou wat U gedoen het vir ons aan die kruis. Here, dankie dat U bloed gevloei het om elke ene van ons vry te kom. Here, dankie dat U ons hoop is. Dankie dat U ons fokus is, my God. En ek bid dat U elke persoon in hierdie gemeente sal sien vandag, my God, en dat dit wat hulle vandag hier gekry het, saam met hulle sal uitdraai, Jesus. Dat dit nie hier sal stilstaan. Ons loof U, my God, en ons prys en ons dank. Jesus. Kom ons staan en dan sal ons lekker saam. Daar's heerlike koffie en klomp brood daarachter. Moet my nie met daai brood los nie. Ek het in die laaste tyd, dan is in die oggend polony, middag is konfyt. Dan is dit ook so, asseblief, suurkrop. Kom ons staan en ontvang die seën van die Here. Vader, my God, mag ons nou in U vrede gaan. O, dankie Here om vanmôre te weet. U leef. U leef. En U leef nie net daar buite nie, U leef in my hart. U leef in ons lewens. U leef tussen ons, my God. Want die graf is oop. Dit is net die doeke wat daar lê. En ek weet, die koning van die konings is op pad terug. Ja, Here, dis 'n blessing. Dis 'n seën om te weet dat die koning van die konings is op pad terug. En hy is op pad om sy bruid te kom maak. Halleluja. Dankie my God. Mag ons dag geseënd wees saam met hierdie koning. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Kom ons geniet die kuier lekker. Daar is regtig meer as genoeg brood. Jy kan ewen die roomys bak ook saambring. Kan nie hoor.